Halleluja, dis tyd om die naam van die lewende God te vereer en te verheerlik en is tyd om hom te aanbid wat op die troon sit vir ewig en vir altyd. Halleluja, Yeshua, ons verlosser en saligmaker is in beheer en hy regeer tot in alle ewigheid. En op hierdie dinsdagoggend wil ek met jou gesels oor die grootheid en die almag van Yahweh ons Elohim. En ek wonder of jy dit kan aanskou. Ek wonder of jy weet wie hy werklik waar is. Ek wonder of jy weet dat in hierdie periode waarin ons nou gaan, moet ons fees vier en ons moet jubel en juig in sy teenwoordigheid. Loof sy lieflike, sy heilige, sy soewereine naam. Halleluja. Ek is opgewonde want ons is besig hier by die gemeente met voorbereiding vir 'n baie belangrike tydperk in ons lewe en dis nou natuurlik die Pessach tydperk, waar Yeshua, ons verlosser en saligmaker, waar hy homself aan ons kom offer het, sodat elke druppel bloed op hierdie aarde gestort kon word, sodat ons vrygemaak kan word van sonde en ongeregtigheid. So dis 'n amazing tydperk. En ons lees nou natuurlik in die boek van Exodus hoofstuk 12 dat die eerste Pasga was ingestel en Yeshua kom en hy kom vervul dit dag, uur en datum absoluut in die woord en hy kon vervul daar die Pessachfees. So ek en jy het nie meer nodig om enigsins 'n offer te bring, enigsins 'n lammetjie te slag nie, want hy het die volmaakte offer gebring, want hy was volmaak. Hy was volmaak. En hy's nog steeds volmaak, so die volmaakte offer is gebring. So ek het nie meer nodig om 'n bokkie of 'n lammetjie of enige iets te offer nie, want sy bloed bring vir my verlossing. Halleluja, dit bring ook vir jou verlossing. So mense, dit is belangrik dat ek en jy in hierdie tydperk waarin ons is, dat ons sal fees vier. En dat ons sal bly wees in terme van dit wat Yeshua vir ons gedoen het. Maar na Pessach, na Paasfees, Pessach, met ander woorde die dag van Pessach waar Yeshua vir my en vir jou gesterwe het, dan gebeur daar iets amazings. Dis die eerste dag van ongesuurde brode en dan is dit 'n 7 dae lang fees. So ons het hier by ons gemeente vanaf die 12de tot en met die 20ste April het ons nou natuurlik ons Pessach feesviering en dit sluit in ons ongesuurde brode en ook ons eerste vrug wat dan die 20ste van April plaasvind. So ons is opgewonde oor dit wat Abba Vader in ons kom plaas het. Hy het vir ons uit sy woord uit temas uitgehaal en ons het 'n amazing program wat ons gaan aanbied hier op die gronde van Mikdash Benoni. Maar ek wil gou vir jou iets lees uit die woord uit. Luister gou wat sê die woord. Hy sê hierso in 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 7. Hy sê suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle inderdaad 'n nuwe deeg kan wees. Sodat julle, want ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Messias. So dis so amazing dat in die woord is dit opgeteken die feesviering wat plaasvind oor hierdie periode. Hy sê laat ons dan fees vier, vers 8. Laat ons fees vier, nie met die ou suurdeeg nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. So hierdie periode is 'n amazing periode want ons kom eerstens tot erkenning vir dit wat Yeshua kom doen het. En ons besef dat die offer wat hy kom maak het is 'n volmaakte offer, want ek as mens sou dit nooit gemaak het sonder Yeshua nie. Nooit. Ek sou dit nooit gemaak het as hy nie sy offer gebring het en homself as 'n paaslam vir ons kom gee het nie. Ek sou dit nooit gemaak het sonder sy bloed nie. En ek het sy bloed verlossingswerk nodig. Halleluja. Ek het sy bloed verlossingswerk nodig, maar nou kom dit na my toe. My verantwoordelikheid is om dan die suurdeeg uit my lewe uit te haal. Nou wat verteenwoordig suurdeeg? Suurdeeg verteenwoordig ons gewoonte sondes. Hierdie dingetjies wat so maklik in ons lewe inkom, wat so maklik ons lewe vul en dit raak 'n gewoonte. Want jy sien baie keer het ek 'n verkeerde gesindheid en ek het 'n kort humeur
en ek praat baie en ek hap maklik met my woorde en ek sê baie maklik, oog, maar hierdie ou se aap en daai een is stupid en hierdie een se eier, so ek sê dit baie maklik en daarom moet hierdie goed uit my lewe uit verwyder word. En ek kan dit alleen doen wanneer ek dit besef wie Yeshua is en ek kom in hierdie periode van Pessach, ongesuurde brode en ek besef wat hy vir ons gedoen het, waaroor gaan ongesuurde brode en dan besef ek, maar ek moet hierdie goed uit my lewe uithaal. Ek moet dit verwyder. So dis 'n belangrike periode. Jy sien, want ons is dis nou Dinsdag, so ons is basies by die 10de van die maand waar Yeshua ingekom het en hy was geondersoek. En hy was vir 4 dae geondersoek om te kyk, is hy perfek? Is hy volmaak? Net soos wat die lammetjie ingebring was in Eksodus hoofstuk 12, op die 10de van die maand Nisan of Abib, op die 10de van die maand is hy ingebring en vir 4 dae lank moes hy geondersoek word om te kyk, is hy sonder gebrek? En toe was daar die lammetjie geoffer op die 14de van die maand, die bloed op die deurposte, en vandag is Yeshua se bloed op die deurposte van my hart, want hy was perfek geweest. Die Sadduseërs en die Fariseërs het hom geondersoek, en hulle het geen fout by hom gekry nie. Geen. Want hy was die volmaakte. Hy's eintlik God gemanifesteer in die vlees. Halleluja. En daarom het hy vir my en vir jou die volmaakte offer gebring. Daarom sê die woord, laat ons dan feesvier. Halleluja, laat ons feesvier. So ek nooi jou om op te kom na Miktas gemeente hier in Benoni, om saam met ons die Pessach te vier, om saam met ons ongesuurde brode en ook eerste vrugte vier, en dat ons sal feesvier, want hierdie is 'n tydperk van opgewondenheid, hierdie is 'n tydperk waar ons kan jubel en juig oor dit wat Yeshua vir ons kom doen het. Hy het ons vrygekoop van slawerny. Halleluja. Hy het ons uit die sonde en die wêreld en die ongeregtigheid kom haal vanweë sy bloed. En ek wil dit weer sê, dat sonder sy bloed sal nie een van ons dit ooit kan maak nie. Ek en jy het sy bloed verlossingswerk nodig. En ongelukkig op die kansels van soveel gemeentes reg oor die wêreld word die bloedverlossingswerk nie meer oorgedra en neergedruk as iets belangriks nie. Dit word so in die verbygang gevat, maar dis vanweë sy bloedverlossingswerk dat ek vandag hier kan staan met die wete dat my naam is opgeteken in die boek van die lewe en ek het die gawe van die ewige lewe. Dis deur sy bloed en sy bloed alleen. Halleluja. Loof sy heilige naam. So ek is so opgewonde vir hierdie tydperk. So hier kom die belangrike ding. Ons moet Pessach vier, want ons paaslam is vir ons geslag. En daarom moet ek dan ook al die ongesuurde brode en die ongesuurdheid in my lewe, die gesuurdheid in my lewe, moet ek uithaal. En ek moet ongesuurde brode eet. Want dit beteken dat ek word deelagtig aan wie hy is. Want hy was perfek. En hy was in die graf sonder sonde. En daarom kan ek ook nie sonde en ongeregtigheid in my lewe hê nie. So ek kom ondersoek myself. En ek kom kyk, hoorie, is daar dalk 'n verkeerde gesindheid? Is daar 'n verkeerde optrede? Is daar dinge in my lewe wat nie daar moet wees nie? Kan ek Vader behaag daardeur? Dan beteken dit, daar is suurdeeg in my lewe. En as ek myself wip en ek raak puffed up, dan beteken dit daar suurdeeg in my lewe, so ek moet dit uithaal en ek moet ongesuurde brode eet en ek moet ongesuurd wees in my lewe en ek kan dit alleen doen wanneer ek kom by Yeshua. Ek kan dit alleen doen wanneer ek al hierdie goed bring en ek plaas dit by die voete van my verlosser en my saligmaker om te sê, Vader, Yeshua, my verlosser, vat hierdie goed weg, want ek het nog dinge in my en 'n swak karakter in my lewe wat moet uitgehaal word en oor hierdie periode dan doen ons dit. Halleluja. So dis so amazing om oor hierdie periode te sien die herstel, die verlossing, die werk wat Vader kom doen in mense se lewens, hoe hulle hier wegstap gevul met God se gees en dat hulle absoluut verander word oor hierdie periode.
Want hierdie periode bring herstel in mense se lewens. Herstel in verhoudings, in huwelike, in ouer-kind verhouding, herstel in mense se geestelike lewe vanweë die feit dat ons die belangrikheid van die bloedverlossingswerk kom vier voor die aangesig van Jahwe ons Elohim. Halleluja. Die woord sê tog in Deuteronomium 16 vers 16. Hy sê 3 maal 'n jaar moet jy voor die aangesig van Jahwe verskyn. Oor die periode van ongesuurde brode, dit sluit dan natuurlik Pessach en eerste vrug in, oor die periode van Shavuot, dis die uitstorting van Heilige Gees, en dan natuurlik tabernakels, die Sukkot fees. So oor daardie periodes moet ons voor die aangesig van Jahwe verskyn. En nou sê die woord, jy mag nie leë hande verskyn nie. So ons kom op om Vader te dien. Ons kom op om hom te vereer op die plek wat hy vir ons aangewys het. En is hier by Mikdash Benoni en ons gaan Abba net vereer en verheerlik. En ek waarborg jou, as jy saam met ons hier gaan wees, gaan jy wegstap 'n ander mens. Weet jy hoekom? Want dis die appointed time, die vasgestelde tyd wat Vader sy seëninge gaan uitstort oor my en oor jou. En as ons gehoorsaam is en ons kom op met die regte gesindheid, gaan ons wegstap vervul deur Vader se teenwoordigheid en sy gees. Halleluja. So baie dankie dat jy ingeskakel was by hierdie besonderse uitsending van Saaityd. En ons is in 'n afwagting vir dit wat Abba Vader gaan kom doen in hierdie week wat kom. Op Saterdag die 12de April tot en met die 20ste April hier by Mikdash Benoni. Van my kant af, Rian Abreed, dit is altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Mag jy geseënd wees en ons kyk uit vir julle met 'n groot verwagting. Tot volgende keer. Shalom.